Ek wonder, hoe lyk julle weer aan julle kant? Hier by ons reën dit katte en honde. Dit is amazing. Baie welkom by ons baanbreker werkswinkel vanaand en ek sien so uit daarna om tyd saam met julle te spandeer. Ons gaan 'n lekker aand hê. Buckle up your seatbelt. Hier kom baie interessante dinge. Julle, maar voordat ons verder gaan, ons is die Afrikaanse span en ons is baie lief daarvoor om altyd te bid voordat ons begin. So voordat ons nou verdere woorde deel, kom ons sluit gou ons oë en ons sê net gou vir Abba Vader, dankie. Vader, dankie vir die voorreg om by mekaar te kan wees, online Vader. Wie het nou gedink dat so baie mense oor die internet sal kan saamkuier op 'n Woensdag aand? Vader, gee vir ons wysheid en insig. Baie van ons het finansiële deurbraak nodig en U is die ultimate finansiële, die enigste finansiële deurbraak. Vader, gee vir ons wysheid en insig vanaand en ons bid dit in die magtige naam van Jesus. Amen. As hy julle baie welkom. So, ons gaan vir jou wys hoe om 'n nuwe baan te bou met semi-passiewe inkomste in hierdie werkswinkel vanaand. En ek is so opgewonde want jy gaan baie interessante dinge sien. Nou luister, dis rof in Suid-Afrika. Wie kan saam met my stem? Dis rof in Suid-Afrika. Dis nie altyd so maklik nie. Dis lekker om hier te bly. Maar dit is rof. En ons almal gaan deur moeilike tye, nee? Elke familie het 'n stryd. Jou 8 tot 5 is nie noodwendig nie veilig nie, ongelukkig nie. Ons hoor van so baie mense op 'n daaglikse basis wat hulle werk verloor. Nou in 2025, in die eerste kwartaal, het 291.000 mense hulle werk verloor. So dit is 'n realiteit vandag, veral ouer mense. Ons werkloosheidssyfer is tans op 31%. 31%. Salarisse bly dieselfde, lewenskostes bly verhoog en dis moeilik. Wanneer jy so hard stoei om kop bo water te hou, dan word jy moeg en jy raak moedeloos. En ons werk hard, baie van ons werk 18 ure, 12, party mense 12 ure skofte, né? En jy word moeg en moedeloos. Besighede met uitgawes. Die ouens wat hulle eie besighede het, rapporteer en sê dis moeilik. Want as jy jou eie besigheid het, dan moet jy kop bo water hou en baie kere daai besigheid soveel uitgawes wat jou aftrek en dan sit jy met inkomste minus uitgawes en of jy breek gelyk of jy hardloop in verliese in. So dis nie noodwendig so maklik om jou eie besigheid te hê nie. En skuld. Wie van julle het baie skuld? Dit is hoe ek hier beland het. Ek en Fransjo het so baie skuldlas gehad dat ek nie kon slaap in die aand nie. Want ons lewenskostes gaan op en ons probeer planne maak en hoe meer jy planne maak, hoe meer skuld het jy aan die einde van die dag en dan begin jy te voel soos hierdie arme man hierso wat nat gesweet is, né? En dan het ons ook families met mediese rekeninge. Party ouens het dinge het gebeur, 'n kind het siek geword, familielede het siek geword en daai mediese rekeninge hoop op en dit is angswekkend. Wat maak jy? Ek het so rukkie terug het ek 'n mediese probleem ontwikkel. Ek is hospitaal toe en binne 'n week toe sit ek in Fransjo met R45.000 se rekeninge om te betaal binne 'n week. So dit is angswekkend eintlik. En al daai probleme eskaleer. En as jy kom op daai plek wat jy net probeer keer, jy weet naderhand nie meer waar om te keer, waar om te vat, waar om te los en hoe om kop bo water te hou nie, jou benoudheid neem net al hoe meer toe. So as jy vanaand in hierdie bootjie is wat dis waar jy is, jy moet net keer of jy gaan omgestamp word, dan wil ek gou vir jou sê, jy is op die regte plek vanaand, want ons gaan vir jou 'n great oplossing gee. Daar is hoop. Baie families gaan deur krisis, enorme krisis. En dis moeilik as jy in daai familiesituasie sit, is waar die hele familie swaar kry, dan het jy 'n oplossing nodig. Jy het 'n plan nodig om daar uit te kom. Nou, baie van ons gaan duik in die kredietkaart in, of ons maak 'n lening,
maar later aan moet ons daai kredietkaart terugbetaal, of ons moet daai lening terugbetaal, en dan het jy, dis wanneer jy regtig benoud begin raak. En dis ook hoe baie van ons hier gearriveer het in die online space op soek na 'n ekstra inkomste. Nou die vraag is, hoe gaan ons dit maak? Wat gaan ons doen, nee? En wat se plan kan ons maak? Ek meen, al die ouderdomsgroepe, van 16, 17, van hoërskool af tot pensionarisse, almal is besig om planne te maak om te kyk, maar wat kan ek doen om uit hierdie situasie uit te kom? Gee net vir my 'n plan. En as jy klaar hard werk en jy het klare inkomste wat moet inkom en dit is taai vir jou, dan is dit moeilik, want waar kry jy 'n plan? Maar ons gaan vanaand vir jou 'n plan gee. Te veel druk op families. Wat gebeur wanneer ons as ouers te veel pressure het? Die kinders kry swaar. En dit het 'n effek op ons saamwees, op ons familie wees. En die oomblik wat, weet julle dat een van die 3 groot redes hoekom die egskeidingssyfer so hoog is, een van daai redes is finansies. Die oomblik wanneer finansiële stres inkom, dan sit dit soveel druk op families dat huwelike begin swaar kry. So as jy vanaand voel dat jou pad is gebreek, jy voel, jy is so moedeloos, en jy weet nie meer hoe nie, dan soos ek sê, is jy op die regte plek, want jy is vir die Baanbreker program. Hierdie is die Baanbreker vinnige werkswinkel, wat ons vanaand vir jou 'n hele paar wonderlike idees gaan gee, want daar's 'n geleentheid, daar's 'n fantastiese geleentheid, en jy's in die huis van baanbrekers. Nou baanbrekers is mense wat besluit het, kyk my baan het gebreek, ek moet 'n plan maak, ek gaan 'n plan maak en ek gaan nie uitkom. So ons is gewone mense, net gewone mense met geen geleerdheid nie, wat sy ou baan gebreek het en ons het 'n nuwe baan gebou. Ons veg vir ons families, want dit gaan alles oor familie wees. As ek swaar kry, kry my familie swaar, en ons moet dit omdraai, ons moet daai siklus breek, nee? So ons veg vir vooruitgang vir ons families, sodat ons daai finansiële deurbraak kan kry, en 2026 is ons doelwit om te veg vir vrede, vir vooruitgang in ons families. En ek wil gou voorstel aan 'n klomp baanbrekers hier binne in ons klaskamer en binne in ons Afrikaanse span. Eerstens het ons vir Marike Ellis. Marike is van Hartenbos se wêreld af en kyk gou daar, R106.000 se inkomste in Desember. Sy skryf daar nie my krag nie, nie lak nie, geloof, gehoorsaamheid en ons amazing program. In die A-span, dankie vir God, dankie vir hierdie pad en vir elke digitale bemarker wat opdaag, al voel dit ongemaklik. Amazing. Sy is 'n tuisbly mamma wat dit reg gekry het om R106.000 te verdien in Desember. Karen de Pre is ook hier in ons familie. Ons het 'n digitale familie, R78.000 in 1 week. En sy skryf, dankie Abba, dankie Jesus, ek het die afgelope week 3,900, 1,600, 3,300 en 3x100 verkoop, R78.000 in 1 week, julle, net in 1 week. Madeleine van der Skyf. Madeleine het haar gesin vir die eerste keer in 3 jaar see toe gevat. Omdat hulle vir 3 jaar lank nie kon vakansie hou nie. En dit met 'n digitale inkomste. En sy is by die see en sy skryf 3 dae by die see, $200, dankbaar. William Creel. William skryf, success isn't always about greatness, it's about consistency. En William is 'n pensionaris en hy maak ook geld aanlyn. So as jy vanaand hier is en jy's 'n pensionaris, jy gaan dit ook kan regkry. Gina Breitenbach. Gina is 'n tuisbly mamma en sy het laas jaar haar werk bedank. Ja, haar 8-to-5 job bedank en sy doen nou digitale bemarking voltyds aanlyn as 'n tuisbly mamma en sy volg net 'n 2 ure werksdag, jy hoef net 2 ure te werk elke dag. En Gina het in Desember R55.000 gemaak. Sy skryf 55.000 in die bank en alle eer en dank aan God.
Dit het nie deur geluk gekom nie, dit het gekom deur 'n vaardigheid te leer, aksie te neem en toe te wy aan 'n aanlyn besigheid wat regtig werk. En dan Karina Johnson. Karina het in Desember R132.000 gemaak. Nou hierso is Karina en haar man, sy het hom op die lughawe gaan haal, hy's een van die H2A manne, en sy het hom met vakansie gevat see toe in Desember, met daai lekker inkomste van haar, en terwyl twee van hulle met vakansie was, by die see, het Karina daai enorme paycheck gemaak, want jy werk van jou selfoon af meeste van die tyd. Dan het ons vir Retief Kirsten in ons familie. Retief is 'n pappa, 'n kranige familieman daar uit die Kaap uit, en hy skryf daar 'n $900 seil in die middel van die maand. Die gevoel dat jy nie meer hoef te wag vir 'n salaris aan die einde van die maand nie, is priceless. En dit is die krag van hierdie program. Ek was so geseënd of gewoond aan 'n maandelikse salaris dat ek net een keer 'n maand iets spesiaals vir my kinders kon doen. As ek so gelukkig was, maar nou verdien ek in die middel van die maand gedurende die week en soms op 'n daaglikse basis $1 inkomste. Julle, hierdie is amazing. Hierdie is amazing. Ek gou vir Tamil Moses. Kyk haar pragtige gesin, haar man en haar kinders daar in die agtergrond. Tamil het R50.000 gemaak in 1 maand by die huis. En sy skryf blessings. Ek is al 15 maande in die Legacy Builder program. Ek is 'n mamma wat haar huis moes opgee om haar seun in sy privaat skool te hou en haar 4-jarige dogtertjie uit die kleuterskool moes haal om haar broer te help. Maar nou maak sy R50.000 in 1 maand. Yolanda Nel is 'n boervrou van Tabazimbi af. So tussen die skape deur doen sy digitale bemarking. En sy skryf daar $900 binne in die bank. Sy het R51.000 gemaak in daai maand. R51.000. Ekstra inkomste so tussen die skape deur. Sy sê die gevoel ken ek nie. Dit is dankbaarheid, trane, lag, dit is dans, dit is vreugde. Abba Vader, jy is goed vir my en my gesin. Dankie, dankie, dankie. Is dit nie super cool nie? En dan het ons vir Karin Odendaal, 'n mamma daar aan die kant Appington se wêreld, in 'n klein dorpie met die naam De Ben. Sy sê daar het hulle nog stofstrate. Ek love dit elke keer as sy praat. En Karin het 'n baie mooi storie waar sy sê sy wou die siklus breek in haar huis. En dit is so 'n voorbeeld vir ons almal, want dis wat ons moet doen. Ons moet daai siklus breek en 'n nuwe pad, 'n nuwe baan skep vir ons families. Nou sy daar, Maandag die 5de Januarie, toe sy twee $900 seils in een dag. In een dag, twee $900 seils. Julle, dit is R30.000 se inkomste in een dag. In net een dag. Party van ons moet omtrent 2 maande lank werk vir daai bedrag geld. En dan het ons vir Adolf van Rooyen. Nou Adolf, het 'n pappa hier uit in Limpopo provinsie uit, en hy skryf die A-span verander mense se lewens. Ek het soveel kliënte wat baie meer sukses behaal, want hulle leer in Afrikaans, hulle word daagliks gemotiveer en hulle word gehelp om te groei. En ek wil gou vir Adolf van Rooyen aan julle voorstel en vir hom vra om net so 'n bietjie met julle te gesels en vir julle te vertel. Adolf, ek sien vir jou. Hoe lyk dit? Hoe gaan dit daar by jou? Lekker nat, reën. En dit reën kliphard, né? Katte en honde. Adolf, baie welkom hierso. Ek is so bly jy kan saam met ons inskakel vanaand. Ek wil vir jou vra, hier's baie nuuskierige mense wat meer wil weet oor hierdie Legacy Builder program en hoe kry ons dit reg om dollars te verdien aanlyn. Maar sal jy asseblief net eers vir ons vertel, wie's jy, wat maak jy en hoe werk hierdie hele storie en wat is jou storie? Hi julle, ja, my naam is Adolf, ek is 47 jaar oud en julle weet toe ons jonger was, het ons ouers altyd vir ons gesê, of die slim ouers het gesê, moenie al jou eiers in 'n mandjie sit nie. Nou, ek het al my eiers in 'n mandjie gehad en skielik, dit gebeur baie vinnig. Jy dink jy sekeer en alles, maar myne het so 11 maande terug gebeur. Ek dink na hele mandjie verloor. Ek het soos alles verloor. Ek het 'n balie gehad wat in my huis gestap het. Besigheid, voertuie, alles is gone. En ek moes van voor af begin, van scratch af. Nou, soos ek sê, ek is 47 jaar oud. Dis moeilik. Ek sien dis baie mans op hierdie webinar.
ons mans, daar's nie plek vir ons meer nie. Vir ons blanke mans, al moet ek dit nou so sê. So, ek moes gaan werk soek het. Ek moes vir die eerste keer in hoeveel jaar weer vir 'n baas gaan werk. Ek is baie bevoorreg om 'n werk te gekry het. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek waardeer dit en ek doen dit nog steeds, maar een salaris 'n maand is nie genoeg nie. Veral soos ek wat skuld het, of wat skuld gehad het. Ek's amper daar uit. Ek moes met 'n salaris kon ek weer 'n huis bekostig, voertuie aanskaf en die pot aan die kook hou, maar jy kan nie lewe en skuld betaal en vooruit gaan nie. Jy kan nie vir jou kinders gee wat hulle moet hê nie. Jy raak agter met goeders. Elke maand moet jy rooi gesig, mense in die gesig staar en verskonings maak. So ek het 10 maande terug begin met die Builders Legacy program. Om eerlik te wees, ek was baie negatief en skepties aan die begin. Ek het gesê, not me, ek gaan dit nie doen nie, ons nie manier nie. En check my vandag 10 maande later. So, ek het 10 maande terug, het ek obviously begin en Rocky aan die begin gewees, want hierdie is heeltemal iets niets. Ek sê altyd, mans is skepties hiervoor, hoekom? Want ons werk ons hele lewens lank nog. Ons is nog heeltyd in die veld en ons doen marketing, baie van ons. Maar eintlik, wel ek is nou eerlik, ek het 30 jaar lank wat ek marketing gedoen het, sales gedoen het, alles gedoen het en ek het gedink ek's nogal clued up en ek weet wat ek doen. Maar hierdie Builders Legacy program met my hele perspeksie, my hele leefwyse, my doenwyse, alles het dit verander, want ek het nuwe maniere aangeleer. Ek het makliker maniere aangeleer en ek gooi nou 3 video's 'n dag sonder om te blik of te bloos en hierdie het ek is nou soos ek sê 10 maande in en ek is amper skuldvry. Ek het daai agterstand het ek nou amper afgewerk. Soos 'n ou sê nou dag vir my, hy sê alhoewel jy maak geld, hoekom werk jy nog? Vir die simpel rede is, ek word 48 in 'n paar dae en ek het vir myself gesê, luister hier van Royan, op 50 tree jy al, 50 is jy klaar. Dan gaan ek nie meer afhanklik wees van niemand nie en dis my goal en dis wat ek gaan doen en hierdie Builders Legacy program gaan my definitief daai doel laat bereik. So ja, daai is my storie en ek hou daarby. Ja, Adolf, dit is 'n amazing story. Ja, dis ook, mens voel baie keer skaam en jy voel baie keer sleg as jou lewe verkeerd gaan, want veral op ons ouderdom, ons is nou al ouer en mense het gedink op ons ouderdom gaan alles nou perfek wees. Dieselfde het met my gebeur. En ek dit het my selfbeeld te kraak gegee, maar die lewe gebeur en dan moet 'n ou man net planne maak en opstaan. Nou is baie mense vanaand wat nou na jou kyk en wat in dieselfde bootjie dalk nou is as wat jy was nou 11 maande gelede toe die baljoe aan jou deur geklop het, soos jy sê. So ek wil laaste ding wat ek vir jou wil vra, al die mense wat vanaand kyk, wat vanaand moeg en moedeloos is, gee gou vir hulle 'n laaste stukkie raad. Kom ek sê jou so, ek tel dit veral by mans op. Ons as mans is baie trots. Ek is een van daai ouens. Ek was nog windgat ook en baie trots. En my eerste ding was, wat gaan die mense dink? Weet jy wat? Ons is betrokke by die skool, jy is by die kerk en ek het gewaarig daaroor. Maar kom ek sê jou so, toe ek eers 'n 900 seil maak, toe gaan daai hele denkwyse uit die deur uit. Want op die einde van die dag het ek besef ek is verantwoordelik vir my gesin, ek is verantwoordelik vir my eie pad vorentoe en niemand anders daar gaan jou help of nie. Hulle gaan dalk ietsie te sê, maar ek kan jou garandeer jy gaan hulle verkeerd bewys met resultate. Jy hoef niks te sê nie, jy doen net jou besigheid en dis wat lekker van hierdie is. Niemand weet eers wat ek doen nie. Ek het party ons in die dorp wat my ken wat God sê dan vra hulle vir my, "Jesus, wat doen jy?" En dan lag ek vir hom en ek sê vir hom ek's 'n digitale bemarker. Ek nogal grand ook. So my advies is gaan sit en maak 'n besluit, wat wil jy doen vorentoe? Wil jy 'n verskil maak of wil jy aanhou sukkel? En die obvious ding is jy wil 'n verskil maak, maar jy gaan 'n paar goed moet ophou doen en jy gaan 'n paar goed moet begin doen. En hierdie program gaan jou presies wys wat jy moet begin doen en dit gaan jou lewe verander. En jy kan nie verkeerd gaan nie. Daar's hy. Jo, dankie Adolf. Dankie Adolf.
Baie dankie. Awesome. Jy's 'n inspirasie. Sjoe, julle, daai was nou 'n mooi storie om te hoor. Elke keer wat ek na Adolf luister, dan geniet ek dit so baie. Dit is Adolf van Rooyen hier van Limpopo provinsie julle. En kom ons kyk gou verder. So wat kan jy doen met 'n ekstra R30,000 per maand? Adolf het nou net daar gesê, $900 seil. Nou, as jy 'n produk verkoop op jou webwerf wat $900 kos, dis R15,000, dan maak jy R15,000 met een transaksie in een dag. So, wat kan jy doen vir jou huisgesin met 'n ekstra R30,000 per maand? Want dit is absoluut moontlik. So, jy kan nog 'n salaris verdien bo op jou salaris. En dis wat ons reg kry, soos Adolf sê, met die Legacy Builder program. Dis 'n program wat ons gebruik, wat vir ons leer hoe om geld te maak aanlyn. Nou, jy het net jou selfoon, wifi en 'n rekenaar nodig. Dis al wat jy nodig het. En jou program natuurlik nou. Dis baie maklik en eenvoudig. So dit sit jy in 'n posisie om te werk vir daai noodfonds, daai mediese fonds, daai universiteitsfonds. Dalk is dit 'n nuwe bakkiefonds, want die bakkie is heeltemal poegaai, vakansiegeld, bouprojekte, salarisgeld, wat ook al jou behoeftes is. Nou, hoekom is hierdie die beste manier om in 2026 geld mee te maak? Kom ons kyk gou-gou. Nommer 1, jy verdien in US dollar. Nou, hierdie is 'n ou ene. Hier was die dollar, $1 was R17 in Suid-Afrika. Nou, hy het so klein bietjie geval, ek praat oor korreksie, ek dink hy's vandag R16, iets in die 50. Hy verander elke dag, maar die punt is, die dollar is baie sterk. Dis amazing om in dollar te verdien. En omdat ons, kyk, Adolf praat daar van $900, wat hy gemaak het met een transaksie, dit was R15,000, want die dollar is sterk. Dis ideaal vir beginners. Jy hoef niks te weet nie. As jy 'n beginner is vanaand, moenie worry nie, jy's op die regte plek. Ons almal het begin by 0 ondervinding. Jy het nie ondervinding nodig nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Jy het ook geen tegniese vaardigheid nodig nie. Die oudste persoon in ons Afrikaanse klaskamer op die oomblik is 75 jaar oud. Haar naam is Saartjie Bester. En sy is baie oulik, sy het haar eie laptop en sy sit voor haar laptop en leer en sy het haar eerste seil gehad nou die dag en dis te pragtig om haar te sien en sy doen haar bemarking op 75. So jy volg 'n plan wat werk elke dag en jy volg 5 maklike stappe. Dis soos monkey see, monkey do. Stap 1, 2, 3, 4, 5. As jy 'n rekenaar het, is dit 'n bonus. Jy gaan meeste van die tyd van jou selfoon afwerk. So ek meeste van die tyd my selfoon. Dit beteken, omdat jy jou selfoon heeltyd gebruik, is jou kantoor in jou broek se sak, want jou selfoon is altyd by jou. So raai wat, jy kan op die strand sit en werk as jy wil. Jy kan enige plek sit en werk. Jy kan hustle by jou ander werk, in tea time of in lunch time. Jy kan met vakansie wees en werk. Jy kan werk net waar jy wil. Jy's totally flexible. Nou, ons volg die Passive Daily by Blueprint en dis 'n 2 ure per dag padkaart na daaglikse semi-passiewe inkomste. Dit is soos 'n plan wat jy kry en daai plan werk en dis hoe jy semi-passiewe inkomste gaan genereer vir jou familie. 58,000 mense het reeds hierdie blueprint getoets reg oor die wêreld. Hierdie is 'n internasionale produk en vir al hierdie mense het dit al verligting gebring. Daar is so 7,500 van ons in Suid-Afrika op die oomblik. En ons kry dit reg, en ons het so 'n klein familietjie begin op 'n WhatsApp groep, en ons het nou al gegroei in 'n klaskamer in. Ons noem onsself die Afrikaanse span, en ons is 'n familie, en jy kan deel word hiervan. Jy gaan suksesvol kan wees, want ons het dit klaar getoets. Jy hoef nie te worry of dit nie werk nie, want ons gaan vir jou wys dit werk. So, as jy 2 ure per dag kan werk, opgebreek in sessies van 15 minute hier, 20 minute daar, soos dit jou pas, om jou ander aktiwiteite. So daai 2 ure hoef nie 'n spesifieke tyd te wees nie. Jy bepaal jou eie agenda. Jy kan kies, absoluut, wanneer jy daai 2 ure. As jy meer tyd wil spandeer, dan kan jy, baie mense doen, maar jy 2 ure nodig.
So jy kan van 8 tot 5 werk en jy kan hierdie met 'n 15 minute en 'n 20 minute daar kan jy dit tussen jou ander werk inpas. En baie mense doen dit. Ons het ouens wat dit van die konstruksie site af doen. Ons het ouens wat dit uit die kantoor uit doen, uit hulle 8 to 5 job uit, want jy het 'n website wat jy gaan opstel. Ons gaan jou help as jy hulp nodig het, wat 24/7 vir jou gaan werk. So jou website doen baie van die heavy lifting vir jou. Jy moet daai outomatiese stelsel vir jou hardloop in die background, moet jy net elke kort check. So dis so maklik en eenvoudig. Jy kan, soos ek sê, van enige plek af werk. Nou hierdie Desember is daar 'n paar van ons wat baie jaloers was, soos ek wat op die plaas gesit het, want van ons bemarkers was by die see en môre aand gaan julle een van hulle ontmoet wat by die see was en terwyl sy by die see was saam met haar familie daai R132,000 gemaak het. Jy werk waar jy wil. 2 ure per dag. Jy beheer jou finansies en jy bou jou familie. Ek love hierdie prentjie want dit is net so presies wat dit is. Jy besluit hoe jou program, maar nou kan jy kwaliteit tyd spandeer saam met jou familie. Hierdie is perfek vir tuisbly mamas wat graag tyd saam met hulle kinders wil spandeer, maar ook graag 'n ekstra 10 of 20 of 30 of R50,000 'n maand wil verdien. Dis perfek vir tuisbly papas ook. Jy het 'n semi-passiewe inkomste. Jy kan ontspan. Want jy gaan 2 ure 'n dag werk en as jy daai 5 stappe suksesvol doen, gaan jou geld inkom, maar jy het nie meer daai gejaagde, gestreste lewe nie. Jy kan geld maak terwyl jy slaap. Julle hierdie van ons wat al 3 uur die oggend en 5 uur die oggend terwyl ons geslaap het 'n proof of payment gekry het wat hy deurkom. En dis die lekkerste gevoel. Nou, jy kan geld maak terwyl jy dit doen waarvan jy hou. So, wat jy ook al wil doen, jy kan hierdie gebruik om jou stokperdjie te finansier, of jy's dalk in 'n loopbaan, byvoorbeeld Madeleine, wat in ons groep is, sy's 'n kleuterskoolonderwyseres, maar sy werk vir baie min geld, maar sy's lief vir haar werk. So, wat gaan sy nou doen? Sy gebruik hierdie om ekstra geld te maak en nou kan sy aanhou met kleuterskoolonderwyseres te wees, want dit is wat vir haar vreugde verskaf, maar nou is sy 'n kleuterskoolonderwyseres met 'n huge paycheck, want sy kan dollars verdien terwyl sy by die kleuterskool is en jy kan dit doen terwyl jy met vakansie is. Familievryheid. Dis wat hierdie beteken. Die oomblik wat jy genoeg geld het wat in jou bankrekening inkom, kan jy ontspan en jy's daar vir jou familie. Jy kan werk om jou familie, maar jy kan jou familie versorg want jy het genoeg tyd vir jou familie. Jy sit nie in 'n kantoor vas nie en jy het ook finansies om jou familie te versorg. Nou ek wil julle baie graag voorstel aan nog iemand hier vanaand en haar naam is Ramona Els en Ramona is een van daai mammas wat dit reg kry om dollars te verdien terwyl sy haar kinders hier om haar het. En kyk net daai 2 gesiggies daar in die agtergrond. Ek sal geld op dit sit. Ek dink hulle is baie besige klein mannetjies daai. Ramona, as jy hierso saam met ons. Ek is hierso Tannie. Ek is bly jy's hierso. Hoe gaan dit met jou? Goed en Tannie. Besig. Baie dankie. Dankie dat jy vanaand hier is en so 'n bietjie met ons kan deel. Is 'n plesier Tannie. Ekskuus as die lig sleg, ek sien by die kleintjies hulle is besig met huiswerk. Aha, hulle doen huiswerk en mamma het 'n meeting op haar selfoon. Moderne tegnologie is darem maar net mind-blowing. Ek meen, wie het nou gedink in die verlede 'n ou gaan so kan werk daar by die kinders, nê? Dis amazing. Ja, dit is. Ramona, sal jy bietjie vertel vir ons 'n stukkie van jou storie? Okay, dit is nogal 'n langerige storie, maar ek gaan begin. Ek het laas jaar, eintlik het ek begin al Junie maand, so op my foon rondgeskrol en al hierdie bemarkers gesien. Dan jy weet as jy kyk en dan scroll jy verby en dan kyk jy en scroll jy verby en TJ die kleintjie, die heel kleintjie het so begin September toe sê hy vir my baie hartseer,
in sy bed geklim, toe sê hy vir my, hoe lank gaan papa nog in Amerika wees? En dit het my gevang. Toe besef ek eers dat ons hierdie Amerika ding 5 tot 8 jaar gaan moet doen, voordat ons net kan 'n besigheid kan begin. Of ons altyd moet gaan werk vir 'n baas, en soos almal weet, die werk in Suid-Afrika, jy kry peanuts salaris. En as jy werk soek, kry jy nie eers die werk nie. So, ja, toe het ek in die bed gaan klim, ek was baie benoud gewees, en ek het gedink, hoe gaan ons hierdie doen? Ergens moet daar 'n oplossing wees. Ek gaan nie weer, as ek vir 'n baas gaan werk, ek gaan hom nie met so 'n salaris kan huis toe bring nie. En daai aand het ek weer so geskrol op my foon. Toe sien ek weer 'n bemarker raak. Ek het hom die volgende oggend vir 10 gebel. Ek het hom gesê ek soek asseblief geld. Ek wil my aanlyn besigheid begin. Sy oë net so groot gerek. Want ons het nie genoeg gespaar vir die 3 maande wat hy by die huis is nie. Omdat ons so agter was met ons skuld in die begin van die jaar, toe moes ons catch-up doen in die jaar, so ons het glad nie genoeg gespaar nie. So sy oë het so groot gerek toe ek sê ek soek geld vir 'n aanlyn besigheid. Want hy ken dit nie, ek het dit nie geken nie, maar ek het geweet, ek het gesien dit werk, ek het daai gevoel gekry, dit werk. En ek het al hele week op mense se lives gaan klim op TikTok, ek het so 'n webinar bygewoon, toe bel ek hom weer, toe sê ek soek asseblief die geld. En hy het dit net so afgejak en afgejak. Toe het ek eventually gesê, okay, kom ek begin eers in Januarie. En ek kan onthou, teacher was baie heilerig die aand gewees en gesê, ja, hy mis vir pappa, en hoekom moet pappa elke keer Amerika toe gaan, en ja, toe het ek daar besluit, toe sê ek vir Tinus, wel nou, as jy nie glo in dit nie, moet jy maar my glo, want ek gaan dit maak werk. En hy het vir my die geld oorbetaal, en ek het my aanlyn besigheid begin, en ek het nog nie 'n dag teruggekyk. Ek is so bly ek het nie in Januarie begin nie, want my aanlyn besigheid dra ons nou hierdie 3 maande. Oh, wow. So jy het laas jaar Januarie begin en die hele jaar laas jaar jou bewerking gedoen? Nee, ek het September maand, laas jaar September begin. September maand begin. Liewe ouers, Ramona, dis amazing, want jy het in 'n kort tydjie, September, Oktober, November, Desember, jy het in 'n kort tydjie verskriklik baie gegroei. Ek het in Oktober maand my eerste sel, ek het September begin, toe het ek Oktober maand my eerste sel, November maand het ek met R54,000 geëindig, Desember maand het ek met R67,000 geëindig, en ek staan al amper op R50,000 vir Januarie. Wat? Dis die 14de Januarie, wag 'n bietjie, ek het verkeerd gehoor. Die 14de Januarie, sê gou weer? Dan amper op R50,000. Liewe ouers, want jy sien as jy dit vir mense verduidelik, dan gaan hulle dink ons jok. Ja, dit is, maar ek sê baie vir die mense wat navraag doen, is hulle moet onthou dat jy verdien in dollars, so dit is bereikbaar, want jy kan met 5 kliënte dit bereik, 4 kliënte kan jy dit bereik. Ja, dit is bereikbaar. Dis amazing, maar ek meen Ramona, het jy al ooit gedink, jy gaan in die helfte van die maand staan op R50,000, het jy al ooit gedink, jy gaan so paycheck kry? Nee, ek moet myself nog steeds nou en dan knyp en sê, is hierdie real? Ja, ek ook, want dis baie geld, ek het in die ou tyd, my geldjies wat ek gemaak het elke maand, ek studeer per, was tussen R15,000 en R20,000, dis wat ek gemaak het, en ek het nie gedink ek sal ooit daai klas geld kan maak nie, dis verskriklik baie geld. Nee, ek ook nie, ek het nog nooit eers vir myself, ek meen, ek het al die jare vir MTN gewerk, en ek het nie eers naby R15,000 gekom nie. Ramona, en jy's nou 'n tuisbly mamma, en jy's by die kinders elke dag? Ja, ek is 'n tuisbly mamma, permanent by die kinders, en ja, so nee, ek geniet dit baie. Wat is vir my so kosbaar? Ek meen elke kind se droom is dat sy mamma nie van 8 tot 5 in 'n kantoor sit. Ek meen kyk jou kinders se ouderdom nou, hulle het jou so nodig. En dis elke kind se droom dat mamma net by hulle is in die middag of by hulle kan wees as hulle huiswerk doen, dinge saam met hulle kan doen. Dis normaal dat pappa weggaan, maar as mamma nou tot 5 in 'n kantoor sit, maar nou is jy daar by die kinders en jy het 'n huge paycheck.
Ja, dit is dan hier net en ek meen dit is so lekker want jy kan sê want hulle het nou huissport Vrydag. So ek kan lekker in die kar klim 12 uur en ek kan hulle huissport gaan kyk sonder om 'n baas te vra kan ek asseblief die middag afkry. Jy hoef niemand se permissie te vra nie, jy's jou eie baas. Ja, dis amazing en dis nog wat ek nog al die jare wou gehad het. Ek het net nooit geweet waar om te begin, hoe om te begin nie tot ek op hierdie afgekom het nie. Ja, En ek meen ek was 'n mamma met geen inkomste nie. Ek het op my man se H2A salaris maar staat gemaak. Ek het gewag dat hy vir my geld inbetaal. Ek het altyd so sport ding van met die kinders. Hulle gaan nou elke middag na skool dan sal hulle my vra vir 'n roomys en ek het vir baie lank hierdie benoudheid gehad. Ons kan eers 'n roomys bekostig nie. En ja, ek het so 'n sport dingetjie altyd oor dit. Nou koop ek sommer elke middag vir hulle roomys. Oh, wow. Dis amazing. En dis onbeskryflik wat met mens gebeur dat as jy jou familie kan vat van soos jy nou sê, kan nie roomys koop nie tot by kan elke middag 'n roomys kry. Dis klein goedjies soos daai en die kinders is klein, hulle het jou nodig, maar nou kan jy daar wees en jy kan al daai bederf goedjies ook vir hulle doen. Ja, definitief Tannie en ek sê en hulle en die dankbaarheid, ek sê dit is altyd vir my so mooi as daai dankbaarheid al is dit ietsie kleins, hulle die dankbaarheid op hulle gesig maak net my dag. Dit regtig dit maak my dag. Mona, en jy het een aand vir ons, het jy daai storie vertel van om geloof te hê soos 'n kind. Vertel dit net gou weer vir ons daai want dit is so spesiaal. Ja, dit is vir my ook baie spesiaal. So, Luan het dit was eintlik 'n baie hartseer storieetjie geweest. Tieners sou die 27ste November of die 28ste November, sou hy gevlieg het uit Amerika uit. Toe laat weet hy ons nee, hy kan nie. Die boer het gevra hy moet tot die 10de Desember, hulle moet tot die 10de Desember bly. Toe is almal se harte seer. TJ het vir baie lank aan die slaap homself aan die slaap gehuil en alles reg. Aan die slaap gehuil en toe ons het die Vrydagmiddag toe ry ons na my ma toe. Toe sê Luan vir my, toe sien ons 'n pink kar. Nou ons het altyd hierdie sê ding as ons 'n pink kar sien, weet ons iets goed gaan met ons gebeur want dit is God se teken aan ons dat hy uitkyk vir ons. En daai middag toe sien ons 2 karre agter mekaar en Luan sê ewe skielik vir my, mamma, dink mamma nie pappa speel 'n joke met ons en hy kom volgende week. Hy sê dit was nou die week daarna. En ek sê hom nee, Luan, hy sal nie joke nie. Pappa moet werk tot die 10de Desember toe. Daai maandagoggend toe bel Tinus my toe sê hy vir my hulle kaartjies kon hulle verander, hulle vlieg die 28ste uit. Jesus, dit was so amazing. Ek het so gehuil. Toe dink ek vir myself, kyk net Luan met daai klein lyfietjie met daai groot geloof. Hy het geglo pappa gaan vroeër huis toe kom. En net daartoe besef ek dat ons as groot mense so geneig om vinnig om die wêreld ons so druk. So ons glo baie vinniger aan die negatiewe dinge as wat ons aan die positiewe dinge glo. En toe ek my geloof daar change en besef dat ek geloof soos 'n kind moet hê, toe verander alles in ons lewe. My besigheid het verander, ons huishouding het verander. Dit is so lekker. Dis regtig lekker. En dit is ook hoe ons weer want dit is so mooi wat jy sê, die lewe druk ons en omdat die lewe ons so hard druk, kyk ons eers die hele tyd na die negatiewe. En ons sien net die negatief raak, maar ons het vergeet om soos 'n kind te glo vir ons geldsaake ook. Want dis hoe ons moet bid, gee vir ons daaglikse brood. Om net vir Vader te vertrou en te bid vir daai inkomste om in te kom, want Vader sal dit vir ons gee, maar ek is een van daai, ek het lank nie gebid vir my inkomste nie. Ek het ge-worry, maar ek bid nie vir dit nie. En die dag toe ek nou actually in groot moeilikheid is, toe begin ek vir die eerste keer regtig te bid vir my inkomste en toe verander dit. Ja, nee, ek ook dan hier net. Ek sê ons het so gestres voordat ek begin het met hierdie, het ons so gestres. Hoe gaan ons alles betaal kry hierdie 3 maande? Want ek meen, as jy van Amerika afkom is no work, no pay. So daar's geen inkomste dan nie. So ons het so ge-worry, hoe gaan ons ons skuld betaal en nog survive? En ek meen, daar sit ons Desember maand sommer 2 keer op vakansie gegaan.
Ag, ek is so bly. Ramona, baie dankie vir hierdie wonderlike storie en getuienis. Jy's so Is 'n groot groot inspirasie. Is 'n plesier tannie Renet. Dankie. Sjoe. Dankie. Julle daat julle nou vir Ramona Els ontmoet. Sy's een van ons familielede en ons is een groot familie. So ons het elke donderdag aand 'n aanlyn klas. Ons het elke maandag aand het ons 'n klas vir die ouens wat hulle klaar hulle besighede van ons gee mekaar raad en help vir mekaar. So wat kan 'n ekstra R30,000 beteken vir jou familie? Kan dit beteken 'n vakansie anders se produkte verkoop? Nou gewoonlik kry jy 30% of 40% of 50% profijt, maar met hierdie kry jy 'n 100% profijt. Nie 'n 30 of 'n 40% nie. Ons wag nie meer vir 'n maandeinde salaris nie, want wanneer jy jou eie aanlyn besigheid opstel en jy het transaksies op jou webwerf, dan kom daai geld daai dag in. So dis hoekom daar's Ramona nou al op die 14de en sy sê, kyk wat sy syfers, sy staan al op oor die R40,000 en dit is nog net die 14de Januarie. Jy het geen risiko nie, want jy het geen uitgawes vir jou aanlyn besigheid nie. So jy het niks om oor te worry nie. Nou slaap ons lekker in die nag. Ons kry 100% profijt, ons het inkomste vir hierdie besigheid, maar jy het nie soos met 'n tradisionele besigheid uitgawes nie. Jy het nie huur nie, jy het nie 'n maandelikse subskripsiefooi nie vir jou program wat jy gebruik nie. Jy gaan daai program gratis gebruik. En hier's nog 'n stukkie goeie nuus julle. Jy hoef nie kliënte te soek of te nader nie. Baie mense dink bemarking, so jy moet nou naamlyste bymekaar gaan kry en jy moet mense gaan soek en mense gaan kontak en hulle ooreed om by jou te koop. Nee, jy hoef nie. Jy hoef glad nie dit te doen nie. Dis baie makliker as dit. Jy gaan leer om attraction marketing te doen en moenie bekommerd wees nie, dis als in jou opleiding. Jy gaan mense na jou toe aantrek en jy gaan jou eie aanlyn winkel opstel met jou, dit vorm jou eie besigheid. Jy gaan nie vir 'n maatskappy werk nie. Dis nie 'n maatskappy wat maandeinde vir jou gaan kommissie uitbetaal nie. Hierdie is jou eie besigheid. Jy gaan jou bankrekening koppel met jou eie webwerf en jy gaan jouself betaal. So jy's totaal en al in beheer van jou finansies. Jy wag nie vir iemand om jou te betaal nie, niemand kan jou indoen nie, niemand kan by jou steel hier nie en niemand kan jou scam nie. So, is dit 'n piramideskema? Dis 'n vraag wat baie mense vir ons vra. Nee, dis nie 'n piramideskema nie, want in 'n piramideskema is dit 'n maatskappy wat kommissie uitbetaal met 'n hele kommissiestruktuur waar jy verskillende vlakke of bene kry. Die boonste ou, hy moet nou 'n klomp mense onder hom kry en as hy 4 mense onder hom kry, dan kry hy byvoorbeeld nou 'n persentasie kommissie op hulle. En as daai mense nou elkeen 4 mense kry en so kry al daai bene kommissie op mekaar en jy wil nie by so iets betrokke raak nie, want nou is dit 'n mislukking en dan verloor jy jou geld. Hierdie is nie een van daai goed nie. Jy is amper soos Takealot en jy gaan jou eie winkel opstel, jou eie online shop met jou eie webwerf en jy gaan jouself betaal. So dis nie jy werk nie vir 'n maatskappy nie. Jy is jou eie baas. Julle is baie lekker. So imagine jy bemark 'n digitale produk. En daai produk het 'n price tag op. Dis 'n internasionale produk wat reg oor die wêreld verkoop word met geweldige kredietwaardigheid, want dis 'n gesogte produk wat 58,000 mense reg oor die wêreld bemark. Maar imagine jy verkoop 'n produk met 'n $900 price tag op. Jy kry 100% profijt op daai $900. Imagine dit. As jy 'n $900 seil het, vat jy al daai geld vir jouself. Dis net joune. Jy deel dit nie met 'n maatskappy of eers die skepper van die produk nie. So, ons het 5 produkte
wat ons bemark en daai 5 produkte word ook ons inkomstestrome. Ons het 'n $100 produk en as ek vandag of enige een van ons vandag 'n $100 produk verkoop, dan maak ons R1,700 in een dag. Dan het ons 'n $300 produk, dit gee vir ons omtrent 5,200. Nou onthou die dollar verander elke dag, dit wissel, maar hy's altyd sterk, maar dit gee vir jou plus minus R5,000 in een dag. As jy 'n $600 produk verkoop, gee dit vir jou omtrent R10,000 in een dag met een transaksie. As jy 'n $900 produk verkoop, dit gee vir jou 'n R15,000 in een dag. En onthou soos Ramona nou gesê het, dis hoekom sy nou op al daai geld staan in die helfte van die maand, want as jy een $900 program verkoop of produk verkoop, het jy klaar R15,000 gemaak. Met een transaksie in een dag. Dit is wat ander mense voorwerk in 'n maand. Nou het ons ook so pas, of ons gaan môre aand 'n nuwe produk launch, hy is eintlik al klaar gelanseer, maar môre aand word hy in Suid-Afrika, gaan ons bietjie meer oor hom gesels, maar dis $1,400 en dit is R23,000 wanneer jy daai produk verkoop in profijt, omdat jy 100% van dit vir jouself gaan hou. Julle, dis baie lekker. So, ons bemark die Legacy Builder program en daar's die 4 produkte wat meeste van die tyd verkoop. Nou, hoe maak jy R30,000 in 'n maand, Renet? Maklik. Jy kry jou eie klaargemaakte digitale winkel, jy stel hom op, en as jy $900 produkte byvoorbeeld nou verkoop het jy geen maandelikse uitgawe nie. Jy vat al daai geld vir jouself. Jou selfoon is jou kantoor, en as jy 3 produkte verkoop vandag, onthou jou outomatiese stelsel werk vir jou website is opgestel, kliënte kan jou produk gaan sien op jou website. Hy werk 24/7, maar as jy 3 $900 produkte verkoop vir die maand, dan het jy $2,700 gemaak en dan het jy R45,000 gemaak. Julle, dit is baie geld. En aan die begin, wanneer jy hierdie begin doen, dan dink jy, dit kan nie wees nie, dit voel onwerklik. Veral as jy, soos ek, vir jare gewerk het vir dieselfde paycheck, en hy was vir jare te klein, en jy kon nie uitkom daarmee nie, en jy het gedink, dit is waar jy gaan bly vir ewig. Nou maak jy $900 met een transaksie, jy het $2,700 byvoorbeeld nou in 'n maand, jy het R45,000 wat jy ekstra maak. That's what we are doing. En ons is normale mense, ek is 'n tech dummy, ek is nou nog nie baie goed met tegnologie nie, ek kan die basics doen, maar ek het geleer. En ek is 51 jaar oud, en ek kry dit reg, en ons het pensionarisse wat dit ook reg kry. So, jou selfoon is jou kantoor, die outomatiese stelsel werk vir jou, jy het R45,000 gemaak vir die maand met daai produkte, en jy handle dit van enige plek af met jou selfoon. Alles is klaar vir jou gedoen. Alles is klaar vir jou gedoen. Wat het jy nodig om so 'n besigheid op te stel? Wel, jy het 'n website nodig, want dis jou online shop. Kyk, soos Takealot, as jy vandag vir jou 'n nuwe kom ons sê takkies bestel op Takealot, of 'n nuwe wire of enigiets wat jy bestel, gaan jy op die website, jy gaan daar koop. En jy gaan die hele transaksie daar doen en Takealot gaan die produk vir jou koerier. Nou, dis presies dieselfde hier. Jy is net soos Takealot, maar jy verkoop nie 'n fisiese produk nie, jy verkoop 'n digitale produk. So jou outomatiese stelsel het jy ook ingesluit hierso, dis klaar vir jou opgestel, dis jou payment gateways, wat jou produk ook vir jou gaan aflewer, jou databasis gaan bou met al jou kliënte op, en vir jou kliënte gaan e-mails stuur namens jou. Hoe cool is dit? So jy het jou website en jou outomatiese stelsel. Klaar vir jou gedoen deur 'n klomp baie slim mense, jy moet net inplug en play. So wat is jou uitgawe elke maand? Jy het nie een nie, jy gaan hierdie stelsel gratis gebruik. Daai stelsel. Mahala. So as jy $2,700 gemaak het vir die maand, dis R45,000, jy vat alles. Dis alles joune. Elke maand. So as jy dit gedoen het oor 10 maande, het jy R450,000 gemaak oor 10 maande. Dis alles jou geld. Terwyl ander mense 'n maand lank werk vir $15,000 tot $20,000, dan vat jy daai geld en
Ek het vanoggend gepraat met Gerna Rousseau en Gerna werk van 8 tot 5. Sy is ook een van die bemarkers wat in die eerste 2 weke staan sy ook al by die R40.000 in inkomste. Sy werk van 8 tot 5. En ek sê dit dalk nou te vroeg hierso, maar sy sê vanoggend vir my net ek wil my werk bedank. Want hier staan ek nou al klaar op R40.000 vir die maand sover en ek kry dit reg en toe het ons nou daai gesprek gehad, baie bemarkers het al klaar bedank, want nou het jy eie besigheid. Niemand kan dit van jou af wegvat nie, jy moet net aanhou om jou besigheid te bedryf elke maand, maar jy kry soveel vryheid in jou lewe. So, daar's 'n gesegde wat sê, if you keep on doing the same thing, you're gonna get the same results. If you keep on doing the same thing, you're gonna get the same results. Nou, ek weet nie of jy so voel nie. Ek was daar in September 2024, toe sit ek in 'n gat met my hande so, my kop in my hande, 3 die oggend by die kombuistafel met 'n beker tee en bid, want ek het nie geweet hoe gaan ek en Frans wat daai maand einde die rekeninge betaal nie. En ek bid en ek sê, Vader, dis dit. Ek doen elke maand dieselfde ding, maar dit gaan my nie uit die moeilikheid uitkry nie, want my paycheck bly net elke maand dieselfde. Soos Adolf gesê het vroeër vanaand, jy kan nie skuld betaal nie. Jy kan nie jou gesin met 'n vakansie vat nie. Jy kan nie nuwe bande op die bakkie sit nie. Jy's altyd in hierdie benoudheid. So jy moet daai negatiewe baan breek. Jy moet hom breek, maar die vraag is, hoe doen jy dit? En die volgende vraag is, as jy daai kans vat, wat is die risiko dat jy gaan skade doen of skade kry, of wat is die finansiële implikasie, die finansiële risiko vir jou familie? Daar is nie 'n risiko nie. En ek gaan vir jou wys hoekom ek so sê. So breek daai negatiewe baan en verander jou storie. Hoe verander jou storie? Jy moet iets anders doen. Jy moet iets nuuts doen. En uit jou comfort zone uitklim. Dis wat ons moes doen. Nou jy's bang en jy's moedeloos al klaar en jy's moeg en jy's onseker, maar jy moet daai leap of faith vat. En soos Ramona gesê het, jy moet daai geloof van 'n kind hê om voor Vader te gaan sit en te sê, Vader, ek gaan nou in gebed in, moet ek hierdie doen? Gaan U my help? Sal ek suksesvol wees? Want onthou net gou, jou finansiële deurbraak is nie 'n stelsel nie, is nie 'n stelsel nie, is nie 'n maatskappy nie, dis nie 'n idee nie. Jou finansiële deurbraak is ons hemelse Vader. Altyd, maar altyd. Die ding is net, Vader het 'n kanaal nodig, waardeur hy vir ons kan voorsien, want die natuurlike wet wat hy ingestel het op die aarde, is die saai en oes wet. En hier is 'n kanaal waar jy kan saai en jy kan oes, elke dag. En dit is risikovry, en dit is maklik, en jy het 'n baie groter kans op inkomste, as wat jy ooit gaan hê, terwyl jy vir 'n baas werk. Want hier het jy onbeperkte inkomste wat kan inkom. En as jy jou geloof in Vader sit, dan bou jy vir jou 'n nuwe baan met semi-passiewe inkomste vir jou familie, vir jou gesin. En jy hoef nie groot te begin nie. Jy kan baie klein begin met 'n klein bedragie. Jy gaan die eerste keer, gaan jy jou stelsel moet koop, maar jy kan met minimale kostes, absolute minimale kostes, kan jy die klein stelsel vir jou koop in die begin en al klaar begin geld maak aanlyn. Nou, Madeleine van der Skyf, ek het haar vroeër opgehaat, sy is die kleuterskool mamma, en sy het hierdie Desember, daai dierbare 2 gesiggies, daai pragtige kinders, vir die eerste keer in 3 jaar, hulle kon vir 3 jaar nie met vakansie gaan nie, en sy en haar man het daai 2 kinders verras. Hulle het vir hulle vertel, hulle gaan by familie kuier en hulle is nou op pad, hulle ry nou Zenien toe in Limpopo. En toe daai 2 kinders nou lekker wakker word daar op die backseat, toe sien hulle die see. En sy het vir ons 'n video gemaak daarvan, wat hulle sê, maar mamma, dis die see. Toe het hulle hierdie kinders verras en hulle vir die eerste keer in 3 jaar op 'n seevakansie gevat en digitale bemarking het dit vir haar moontlik gemaak. So as jy opgehou droom het, dan wil ek vir jou vra om vanaand weer te begin droom. Want as jy oor die volgende 12 maande vir jouself 'n persoonlike doelwit kan stel, waar jy kan sê, kom ons werk vir R30.000 'n maand vir die volgende 12 maande, you can do it.
dan kan jy teen Desember sit met R360,000 in jou bankrekening. Want dis Januarie en daar's nog tyd. En as jy R360,000 in jou bankrekening het in Desember, dan is daar genoeg geld om jou gesin met 'n oordentlike seevakansie te vat. So dit is wat ons jou wil uitdaag om te doen, bou 'n nuwe baan. So ons het môre aand het ons nog 'n klas, en in môre aand se klas, dis weer 7 uur, en jy kan dieselfde link gebruik. So as jy reg is om 'n nuwe baan te bou vir jou familie, dan wil ek jou uitnooi na môre aand se klas toe, want môre aand gaan ons vir jou verder vat. En ons gaan vir jou wys, hoe werk die Legacy Builder program, en hoe kan jy begin so gou as moontlik? Wat kan jy als verwag? Wat gaan jy presies doen? En ons gaan ook inlog in die stelsel in, en ons gaan gou vir jou wys, hoe lyk die stelsel wat jy gaan gebruik om geld te maak aanlyn. So ek wil vir jou vra, gaan môre deur die dag en vertel vir almal en nooi die hele familie, en as jy kan, kom môre aand 7 uur terug. Want ons gaan jou bietjie dieper invat. Ons het 2 oulike gassprekers wat môre aand ook bietjie meer vir jou gaan verduidelik, en ons gaan in die stelsel inlog soos wat ek sê, en vir jou gou wys, hoe werk jou website? Hoe werk jou betalings? Wanneer mense jou gaan betaal, gaan daai geld dadelik in jou eie bankrekening in. Dit travel nie eers nie. As jy vandag 'n $900 produk verkoop op jou website, is dit vandag in jou eie bankrekening. En dan gaan môre aand vir jou wys presies hoe dit werk. Ek gaan inlog in die stelsel dat jy dit kan sien, en dat jy kan sien hoe maklik dit vir jou gaan wees. So nooi die hele familie uit, en ek hoop ek sien vir julle weer môre aand 7 uur, dan kuier ons weer verder, en ons vat jou dieper, en ek hoop jy bring die hele familie saam. Hierdie plan werk. Hy werk. Ons is 1400 mense hier op ons WhatsApp groep, amper 700 binne in ons klaskamer, ons is 7500 in Suid-Afrika, en ons almal help mekaar, en jy kan ons familie kom join, en saam met ons hierdie oorwinning kom beleef. Dan sê julle, baie dankie vir julle tyd, en ek hoop ek sien vir julle môre aand 7 uur. Mag julle vanaand lekker slaap, en ek hoop dat vanaand, as jy gaan slaap, maak hierdie 'n gebedsaak, praat met Abba Vader hieroor, en begin weer droom. Gaan maak 'n lysie, gaan sit jou gedagtes net weer aan die gang. Wat kan met jou gebeur as jy kan uitkom by daai inkomste van 20 of 30 of 40,000 rand 'n maand? Soos Ramona en soos Adolf, ekstra, bo op jou salaris. Never mind jou skuld, wat jy gaan betaal, want jy gaan jou skuld kan betaal, maar wat gaan gebeur met jou familie? En maak weer 'n lysie van wat jy graag alles wil doen. Kom ons droom weer saam, en ons werk aan om 'n nuwe baan te bou vir julle as 'n gesin. Dan sê julle, lekker slaap, ek sien vir julle môre aand 7 uur weer 'n keer, op dieselfde link. Jy kan net daai selfde link weer gebruik, wat jy het al klaar daar op jou WhatsApp. Mooi bly en baie lekker slaap.